Goeienaand vriende, familie, en dis 'n voorreg om weer saam te kan reis in die tema die kruis van Christus, uit die boek van John Stott, The Cross of Christ. En ons gaan vanaand spesifiek by 4 hamerslae stilstaan. En ons hoor hoe die spyker elke keer dieper deur die houtkruis kraak. En die teksgedeelte wat ons lees vanaand kom uit 1 Petrus 3 vers 18. Immers ook Christus het eens en vir altyd vir die sondes gelei. Hy die regverdige terwille van onregverdiges, sodat hy julle na God kon bring. Hy is wel liggaamlik doodgemaak, maar deur die Gees is hy lewend gemaak. Nou die eerste hamerslag wat ons hoor is dat Christus vir ons gesterf het. En die belangrike deel daarvan is dat ons baie duidelik moet hoor, dit was nie vir sy eie onthaalwe nie, maar juis vir ons onthaalwe. En wanneer ons dink aan die Here Jesus, in daai boevertrek, as daar brood en wyn is, dit is my liggaam, dit is my bloed, dan gee hy dit vir sy disippels. Dit is vir hulle onthaalwe dat hy dit doen. En ons hoor baie duidelik dat hy dit vir ons gedoen het. Christus het vir ons gesterf. Miskien die tweede hamerslag, Christus het gesterf om ons nader aan God te bring. Dis die teksgedeelte wat ons ook vanaand duidelik gehoor het. Maar die belangrike punt wat ons moet sien, is dat daar altyd afstand tussen God en mens gekom het deur die sonde. En die krisis is, dat daardie afstand alleenlik deur Christus oorbrug kon word. Die rede waarom hy gekom het, was juis om ons en God te versoen. Die derde gedagte wat ek graag met julle deel, wat ons baie goed ken, is dat hy vir ons sondes gesterf het. En die rede van die sondes is dat dit juis die instrument was, die rede was, waarom ons nie die seën van die Here kon ontvang het nie. Deurdat hy vir die sondes gesterf het, het ons nou die vrye toegang tot God. Het ons die toegang tot die seën van die Here. En dis in daai lig dat ons iets beleef van Christus het gekom om die aanstoot van die sondes weg te neem deur homself te offer. En die vierde hamerslag, die diepste een, Christus het ons dood gesterf. Christus het in ons plek die doodstraf ontvang. En wat belangrik van hierdie gedeelte is wanneer ons kyk na teksgedeeltes soos Romeine 6 vers 23, die loon van die sondes is die dood, dan sien ons wanneer ons ook al in die Bybel lees, dat die hooftema van menslike dood is nie natuurlik nie, maar is straf. Elke mens wat sedert die begin van tyd gesterf het nie 'n natuurlike dood gesterf nie, maar het die straf van die sonde, die straf wat die dood is, om daai rede gesterf. En wat belangrik vir ons is dis juis waarom Christus daardie dood op homself geneem het, om die een dood te sterf, sodat ons nooit ooit weer daardie dood hoef te sterf. En daarom het ons lewe op lewe. En dis in daai lig dat hy ook dan kan uitroep, my Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dit is wat Christus kom doen het in die laaste en belangrike rede. Hy sterf ons dood. Miskien is dit belangrik om vanaand weer introspeksie te doen. Wat beteken hierdie woorde vir ons? Dis woorde wat dalk nie nuut vir ons is nie, maar dalk nodig het dat ons weer eens daaroor gaan dink en gaan bepeins. Oor wat het Christus vir jou aan die kruis gedoen? Wat het Christus kom doen, kom gee vir jou
in die kruis. En wat doen dit aan jou as jy besef dat hy sterf in jou plek? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U die dood gesterf het wat ons almal moes sterf. Dankie dat U die straf gedra het wat ons almal moes dra. Dankie dat U ons vryspreek. Dankie dat U dit vir ons gedoen het. Ons dank U uit die diepte van ons hart. Here, ons het nie woorde om dankie te sê nie. Ontvang elke stukkie lof, elke stukkie dank, wat in ons wese bymekaar gemaak kan word. Dankie Jesus, dankie. Amen.